Goeiemôre, kom ons bedank net saam. Dankie almagtige God en heilige Vader. Dankie Here vir hierdie woord wat gaan uitgaan, Here. Dankie Here dat hierdie woord uit U skaapkamer sal kom vir U volk, Here. Dankie Vader dat U my nou sal help met hierdie woord, Here, dat ek dit kan verkondig soos wat U dit wil hê om verkondig te word, Here. Dankie Here dat U in die voorgrond sal verskyn. Dankie dat ek in die agtergrond sal verdwyn. En dankie Here dat U ons harte nou ontvanklik sal maak vir hierdie woord wat 'n baie belangrike woord is. Here, ek vra dit in Jesus naam, Here. Amen. Goeiemôre, ek gaan vanoggend praat oor gesuiwer en gelouter, as ek my woord 'n tema kan gee. In 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 gaan ek vanaand lees. Dit gaan oor die danksegging weens die hoop op die saligheid. Oor hoe dankbaar ons is dat ons in die hemel gaan maak en dat ons in die hemel gaan uitkom, dat ons kan dankbaarheid hê vir die Here. Ek lees van vers 3 af. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in sy krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarom verheug julle, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nog nie gesien, tog lief het, en wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van die geloof, die saligheid van julle siele wat verkry het. Dis ongelooflik hierdie woord. Ek het 'n bietjie gaan kyk in die Woordeboek en 'n bietjie gaan soek na die woorde van wat hulle praat van sy groot barmhartigheid en wat barmhartigheid regtig beteken, want barmhartigheid en genade beteken nie heeltemal dieselfde nie. So barmhartigheid in Hebreëus is gesed en dit beteken guns en goedertierenheid. Die Hebreëse woord wat met barmhartigheid vertaal is, beteken deernis. Dit beteken om in goedheid af te buig na 'n mindere, om guns aan 'n ander te gee. Wanneer God barmhartigheid teenoor ons bewys, dan gee hy nie vir ons wat ons verdien nie. Ons verdien dit om gestraf te word vir ons sondes, maar dit was nie wat God gedoen het nie. In sy groot barmhartigheid het hy ons straf op Jesus uitgestort, dat hy aan die kruis gehang het vir ons sondes. Dit is wat dit beteken. Ek gaan kyk waar hy sê, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Ek gaan kyk, onverganklik beteken, dit beskryf iets wat nie mettertyd kan verval, versleg of bederf word nie. Onbesmette betekenis is wat skoon en suiwer is. Onverwelklike verwys na iets wat nie verdroog of opgedroog het nie. En dit is wat vir ons almal in die hemel wag as ons daai wet oortree. En dit is vir my net so 'n pragtige woord. Ons hoor baie keer dat ons geloof getoets word. Ons hoor dit baie, en dit was altyd nog vir my, dit was vir my nog altyd 'n baie moeilike ding om te verstaan, dat ons geloof getoets word. En baie mense sê dat God jou nie bo jou kragte sal versoek nie. Het julle dit al gehoor? Weet julle dat dit 'n verkeerde stelling is? Ons hoor dit so in die kerke, maar God kan jou nie versoek nie. Ek gaan vir julle lees in 1 Korintiërs 10, vanaf vers 13. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkomste gee, sodat julle dit sal kan verdra. Is dit nie awesome nie? Soos die Onse Vader gebed. Ons bid daarso,
En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Ons bid dit. So God kan ons nie kom versoek nie. Vyand wat ons kom versoek. God kan ons nie in versoeking bring nie, want versoeking is iets wat sonde is. En hy wil nie dat ons sonde doen nie, so God wil jou tog nie laat sonde doen nie. Dus hoekom moet hy jou versoek? Beproewings is iets heeltemal anders. Beproewings, dit is die swaar kry op jou hartseer, waardeur ons moet gaan. Dit is die moeilike, onverstaanbare situasies en plekke waarin ons bevind. En ons beland in hierdie goed. Is daar enige iemand die wat nie in dit beland? Ek dink ons almal beland in swaar tye en beproewings. Beproewings het in ons elkeen se lewe verskillende betekenis en name. Jy kan vanoggend 'n naam of twee oor jou eie stukkie hartseer of jou eie bekommernis of jou eie frustrasie hê. Maar die feit is, beproewing is deel van die lewe. Ons is nie gevrywaar van moeilike tye nie. 1 Petrus 4 vers 12 sê Petrus, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gaan gebeur nie. Beproewings is nie net 'n slegte tyd waardeur jy moet kom nie. Dit het ook groot geestelike betekenis. Ek gaan vir ons lees in Jakobus 1 vanaf vers 2. Waar Jakobus praat, hy sê ook dat God ons nie kan versoek nie. Die beproewinge en versoekinge. Ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyk, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Maar laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid, en die ryke in sy gesindheid, want soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan. Want die son gaan op met sy hitte en laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan, so sal die ryke ook sy weë verwelk. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, word dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af van die Here en van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Dat ons eerste die hemel gaan maak. Dit is hoekom ons deur beproewinge gaan. Nou, die man sal my nou miskien kan reghelp, maar ek het 'n bietjie gaan kyk na die suiweringsproses van goud en silwer, wat Petrus van praat in Petrus 1. En sê ons sal gelouter word soos goud en silwer. En ek het gaan kyk, dit is as die goudsmid sit die goud en die silwer in die bak. En dan maak hy dit warm. Maar hy kan nie sy oë van die bak afhaal nie, hy moet sy oë op die bak hou. Want daai goud kan net soveel, daai goud en silwer moet net op 'n spesiale manier warm word, anders beteken dit niks nie. As dit te warm word en hy word rooi, dan kan hulle dit weggooi, hulle kan niks daarmee doen. Hy moet by daai bak bly met daai vlam, sodat dit net warm genoeg word dat dit 'n spieelbeeld word.
Dit moet 'n spieelbeeld, hy moet homself in daai vloeistof kan sien soos 'n spieël. En dan kom die metaalskuim, hulle noem dit metaalskuim. Dit kom boontoe van soos wat dit gesuiwer word. En dan skep hulle die metaalskuim, skep hulle af. En dit is hoe God ons wil hê. Hy sit ons deur die beproewing. Hy doen ons 'n suiweringsproses met ons, sodat hy daai metaalskuim, jou sonde is eintlik harde stukkies, dis al die harde stukkies, so dis al jou sonde, al jou hardheid, skep hy af van daai bak af. En dan bly die goud oor en die spieelbeeld bly oor, sodat ons onsself in God se spieelbeeld kan sien. Sodat ons meer soos Jesus word, soos daai liedjie wat ons nou gesing het. Dit laat my ook baie dink aan Daniël se 3 vriende, wat Nebukadneser daai beeld, julle ken almal die storie. Hy het die beeld gemaak en hy het gesê, almal, al die gouverneurs en al die mense wat die land regeer, hulle moet almal voor daai beeld kom buig. En Sadrag, Mesach en Abednego het gesê, hulle sal nie voor 'n ander God buig nie. Hulle sal nie voor 'n ander God buig nie. En die mense het hulle gaan aangee, omdat hulle nie gebuig het nie. As die trompette, die ramshorens geblaas het, dan moes hulle nou voor hierdie afgod buig. En toe kom Nebukadneser, want hy het ons gesê, almal wat dit nie doen nie, gaan in die vuur ingegooi word. En toe kom hy weer en hy gee hulle weer 'n kans en hy sê, buig voor hierdie God, anders gaan julle in die vuur. En hulle het gesê, hulle sal nie vir 'n ander God buig nie. Hulle dien een God. En ek kan nie myself indink in daai oomblik. Hoe sal ek gevoel het as ek weet ek gaan nou in die oond in nie? Ek dink ek sal weggehardloop het. Ek weet nie wat sou gebeur het nie. Maar hulle was so rustig. Hulle het hulle geloof so in die Here gesit dat hulle is geboei, maar hulle het ingegaan. Hulle het in daai geloof gegaan. Maak nie saak wat met my gebeur nie. Hulle het geweet God gaan hulle nie los nie. Hulle het geweet God gaan hulle nie los nie. Hulle is in daai vuur en hulle het niks oorgekom nie. Hulle klere het nie eens geskroei nie. Hulle het nie eens na rook geruik nie. Hulle het 'n engel en daar was daai Nebukadneser sê, maar daar's nou 4 manne daar binne. Dus dit lyk soos 'n godeseun. Dit was eintlik 'n engel. So die Here los ons nie. Hy los ons nie in ons beproewing nie. Hy los ons net glad nie in ons beproewing nie. En dit is wat so amazing is. Nou sê Jakobus hierso, dis louter vreugde as jy deur beproewing gaan. En dit is vir my ook, ons is nie bly wanneer ons deur beproewing gaan nie. Hy sê ag, dit louter vreugde. So dit beteken, ons moet weet, wanneer hierdie beproewinge kom, gaan die Here saam met ons daardeur. En dit is hoekom dit vir ons 'n vreugde moet wees. Ons moet eintlik terugstaan en sê, kyk nou net nie, nou is ek in hierdie. Maar Here, ek weet U gaan my hier kom uithaal. Here, ek weet U gaan vir my hierso die rooi see oopmaak en ek gaan op droë grond hier deurloop, want U is my God. En dit is hoekom hy sê, dit is louter vreugde wanneer ons in beproewinge kom. Want jou beproewing van julle geloof werk lydsaamheid, dit is geduld. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kan voorkom nie. So wanneer jy dit besef dat wanneer jy weer die Here jou kom help, dan hoef jy nie te bekommer nie. En jy kan 'n vreugde hê, want jy weet jy behoort mos aan die Here. In Petrus 1 sê Petrus daarso van die wedergeboorte, hy het ons tot wedergeboorte gebring. En as jy tot wedergeboorte is, dan behoort jy mos aan Christus. En dan is hy jou kind en hy's in jou hand. Jy's in sy hand. En dis hoekom hy niks oor jou gaan laat kom nie. So elke keer as ons deur goedjies gaan, en dit is baie keer groot goed, baie keer is dit jou kinders, baie keer is dit finansies, baie keer jou huwelik, baie keer is dit nie werk, jy het nie werk nie, jy het nie 'n voertuig nie. Ons almal se beproewinge het name, soos ek gesê het. Maar die Here sê hy kom om jou te louter en hy maak jou sy spieelbeeld sodat jy meer soos hy kan word. In Psalm 66 vers 10 praat hy hier ook van, want U het ons getoets, o God. U het ons gelouter soos 'n mens silwer louter. U het ons in die net gebring, 'n swaar las op ons heupe gelê. U het mense oor ons hoof laat ry. Ons het in die vuur en in die water gekom, maar U het ons uitgelei in die oorvloed. Die Here kom gee jou die oorvloed. Daniël 12 vers 10. Baie sal gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel. En geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges, hulle sal verstaan. So die goddelose mense gaan aangaan met hierdie beproewinge en hulle gaan nie verstaan,
Hoekom gaan hulle nie deur nie? Hulle gaan nie weet, maar hulle word eintlik gesuiwer om meer soos Jesus te wees. Amen. Dit is wat hy vers sê. Maleagi 3 vers 3. En hy sal sit 'n smelter. Hy sal sit 'n smelter en 'n reiniger van silwer. En hy sal die seuns van Levi reinig. Die seuns van Levi is ook die priesters, nee, die priesters, pastore, dominees. Want hulle kom almal uit die stam van Levi. Die priesters het uit die stam van Levi uitgekom. En hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here, hoofletters Here, in geregtigheid 'n offer sal bring. Sodat hulle voor mense kan staan en die woord kan bedien, sodat hulle skoon en rein ook is voor mense. Wanneer ek en jy deur een of ander beproewing gaan, of ons beland, en dit word warm in of onder ons, is daar 'n paar goed wat ons moet onthou. Dit is eintlik baie interessant. Nommer 1, God hou ons vas. In Jesaja 41 vers 10. Hy los jou nie. Nommer 2, hy haal nooit sy oog van jou af nie, tydens jou beproewing. In Psalm 32 vers 8 sê hy haal nie sy oog van jou af nie. Dit is net soos die goudsmid wat na daai goud moet kyk. Hy moet kyk dat daai goud presies die regte temperatuur is voor jou afhaal. Hy haal jou op die regte tyd af. Dit voel miskien of dit partymal te lank vat. Volgens ons oordeel, vra ons natuurlik vir die Here, waar is U? Hoekom kom U nie ons help nie? En dit vat so lank, Here. Partykeer vat dit jare, partykeer vat dit vinnig. Maar die Here weet wanneer. Dis ons elkeen se beproewing is anders. Maar net God weet wanneer jou beproewing op 'n punt is dat jy daaruit iets geleer het. Onthou, daar is groter, dieper betekenis as net dat jy swaar kry. Beproewing bring God se beeld in jou duideliker na vore. Dit suiwer ons sodat God sy beeld in ons kan sien. Hy wil sien ons word soos hy. Dit suiwer ons van 'n klomp goed. Dit suiwer ons van ons eie belange, ons eie egos, van ons eie sekuriteite, van ons sonde, sodat God se beeld duideliker word. Dit is soos wanneer jy nie glo nie. Daar's miskien 'n tyd wat jy miskien met jou kinders nie kos het nie. En nou is jou geloof van so 'n aard dat jy roep nie eers na God nie. Jy besluit nie eers nie. Hier is te veel vir my. Hier is net te veel vir my. Plaas dat jy die Here aanroep en vra vir iets, en vra vir kos, en vra vir hulp, dan miskien het jy daar 'n bol brandewyn en jy gryp hom, en jy het daai versoeking van daai brandewyn, want laat jy vergeet van jou swaar kry. Jy wil vergeet van jou swaar kry. En so gryp baie mense na ander goed in hulle swaar kry, maar hulle gryp nie na God nie. Hulle vertrou nie dat die Here hulle gaan kom help nie. Daarom dat Paulus kan sê, swaar kry kweek volharding. En volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En hoop beskaam nie. Romeine 5 vers 3 tot 5. Ek het alself in my lewe. Dan, as ek nie geld gehad het nie, as ek alles gedoen het en ek het nou nie geld om goedjies te doen nie, dan het ek kwaad geword. Dan was ek kwaad vir die hele wêreld en ek het op myself staat gemaak. Ek het altyd op myself staat gemaak. Ek het gewerk om alles te kry, maar ek het nooit die Here aangeroep en die Here gevra om my te kom help nie. En toe die Here het my so beproef met daai een. Ek is deur baie goed as gevolg van dat ek nie geluister het nie. As gevolg dat ek altyd gaan werk soek het en dan het gewerk en gaan werk het om my eie dinge te doen, het ek deur ongelooflike baie beproewinge gegaan. En die Here het my gelouter en hy het my gesuiwer daarvan. En ek is vandag dankbaar om te sê, ek kan sonder 'n sent in my bank wees, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Want ek weet, die Here bring vir my alles wat ek nodig het. Hy kom doen vir my alles wat ek nodig het. Ek het nie hierdie wêreldse geld nodig as ek die Here het nie. En as jy daai besef kry, dan weet jy dat dit wat Jakobus sal sê in Jakobus 1, ag dit louter vreugde. Want dit is lekker om te weet die Here is so lief vir my, dat hy vir my kom gee, dat ek nie self hoef te bekommer nie. Dit is die lekker daarvan. Dat jy weet, ek is 'n kind van die Here het my in sy hand, en hy gaan vir my sorg. En dit is so lekker om so te lewe, dat ons weet, ons Pa is ryk, hy het alles, ons hoef oor niks te bekommer nie. So, die goeie nuus is, ek hou van Psalm 34, vanaf vers 19,
Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Vers 20, menigvuldig is die teëspoede. Die een vertaling sê teëspoed, moeilikheid en rampe. Menigvuldig is die teëspoed van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Sê die Here, maak nie saak wat jou beproewing is, wil ek vandag vir julle sê, dit staan nie. Die Here red jou uit hulle almal uit. Maak nie saak hoe lank hulle gaan vat nie, maar die Here gaan jou uitred. En hy gaan jou vashou, en hy gaan sy oë op jou hê. So hy gaan jou nie los in daai tyd nie. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Vers 22, wat die regverdige haat, nu daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. En dan, wil ek vir julle sê, as ons hierdie bid kan volg, ons het 'n paar krone, wat vir ons in die hemel wag. Wanneer die Here ons so gelouter het, dit wys my nie weer eens, die Here kom louter ons en hy maak ons reinig, om eendag saam met hom in te woon in die hemel. Ja, die nuwe Jerusalem gaan afkom, ons gaan daar bly op die einde van die dag. Maar dit wys jou net, die Here soek ons skoon, hy soek ons reinig. Hy soek jou nie vuil om daar in te gaan. So baie mense sê, ons is gered, ons kan aangaan wat ons doen. Maar dit wys jou dan net weer hierso. Daar's 'n paar krone, ons sal eendag bietjie oor die krone preek, maar ek wil hulle net so bietjie net vir julle noem. Die Griekse woord vir kroon is Stefanos. Die oorsprong van die naam van die martelaar, van Stefanus wat gestenig was. Dit beteken, dis 'n wapen van koninklikheid, 'n prys in die publieke spele of 'n simbool van eerbetoon in die algemeen. In die antieke Griekse spele is krone gebruik, 'n krans of 'n girlande van blare wat op die kop van die oorwinnaar opgeplaas was as 'n beloning in die wen van 'n wedloop. Hierdie atletiek eerbewys word figuurlik in die Nuwe Testament gebruik vir die belonings in die hemel wat God beloof aan die regverdiges in 1 Korintiërs 9 vers 24 tot 25. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem en onthou om in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ons het in die begin gekyk wat beteken onverwelklik, nie? Iets wat nie kan vergaan nie. Iets wat nie opdroog of opgedroog kan word nie. Nou 'n paar van die krone is die kroon van roem, die martelaarskroon, die onvergaanlike kroon, die kroon van die blydskap, die kroon van geregtigheid, die kroon van heerlikheid, die kroon van die lewe, en dan die oorwinnaarskroon. Is dit nie mooi nie? Nou hoeveel krone gaan ons almal kry, dit is so mooi. Ja. So, 'n toewyding om reg te lewe van Paulus in 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Openbaring 3 vers 5 sê, wie oorwin sal bekleed word met die wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Kyk, ek kom gou. Hou vas. Dis in vers 11. Hy sê, kyk, kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan kom neem nie. Hou vas wat jy het. Hou vas jou kroon, hou aan. Die einde is, ek glo die einde is baie naby. Ek glo die Here se koms is baie naby. So, hou vas wat jy het. Moet dit nie laat gaan nie. Moenie laat die vyand dit vir jou kom afvat nie. Amen. Baie dankie.